Ons lees in Jesaja dat die mense van Jerusalem was vasgevang in donkerte. Hulle het gevoel dat niemand meer vir hulle omgee nie, dat hulle nie regverdig behandel word nie. En baie keer voel ons self ook so. Soms voel ons ook vasgevang in die donker. Ons voel ook dat die gebrokenheid van die wêreld, ons eie sondes, ons probleme wat ons het, die leuns wat Satan vir ons fluister, dat dit ons aftrek ondertoe. En baie van ons geleef met die veronderstelling dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons nie waardig is nie. En baie keer is dit oor dinge wat in ons verlede gebeur het of hoe ons groot geword het en dit trek 'n ou af. Jesaja 59 vers 9 verduidelik dit vir ons. Wys vir ons waar die Israeliete was op daai stadium. Daarom is die reg van ons ver af en bereik die geregtigheid ons nie. Ons wag op lig, maar kyk, daar is duisternis. Op helderheid, maar ons wandel in donkerheid. Ons almal gaan deur so 'n periode. Ons wag vir 'n deurbraak, maar niks gebeur nie. Ons sit in omstandighede vas wat ons net aftrek en dit voel asof ons vasgevang is, asof ons in 'n gat sit wat ons nie kan uitkom nie. Dit voel of God se liefde en God se lig ons nie meer bereik nie. Die profeet Jesaja bring 'n keerpunt. Hy roep die Israeliete op tot aksie en vandag word ons ook opgeroep tot aksie. Hy sê, staan op, word verlig, want jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here het oor jou opgegaan. Want kyk, duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. So al leef ons in 'n donker wêreld, al gaan ons deur moeilike tye, ons leef in die lig. Vandag wil ek vir jou sê, soos Jesaja vir Jerusalem gesê het, staan op, word verlig, want jou lig is hier. Jou lig is 2000 jaar gelede gebore. En al voel die wêreld donker, al voel jy nie goed genoeg nie, God se heerlikheid rus op jou. Vir God is jy goed genoeg. God was so lief vir jou dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het vir jou. Dit is nie jy wat moet probeer skyn in moeilike tye nie. Dis nie jy wat moet probeer om met 'n glimlag maar net voort te gaan nie. Dit is Christus wat deur jou moet skyn en jy moet jouself vul met daai lig deur die woord van die Here te lees en deur te bid, sodat daai lig van binne af uit jou kan uitstraal. Al voel jy nie baie goed nie, al is jou emosies nie op 'n lekker plek nie. Emosies het niks met jou verhouding met die Here uit te waai nie. 2 Korintiërs 4 vers 6, want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Hy is dit wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus Jesus. Die Heilige Gees skyn in ons harte en dit is wat ons verligting bring. Dit is wat vir ons die heerlikheid van God bring in die aangesig van Jesus. As ons na hom soek, as ons in sy aangesig is, gaan ons die lig van binne af ervaar. Ons is nie bedoel om in duisternis te lewe nie. Ons is nie bedoel om met moeilikheid heeldag op 'n skep te sit nie. Ons is geroep as ligdraers om op te staan uit ons skaamte uit, om op te staan uit ons skuld en uit ons vrees uit en Jesus se lig in elke situasie uit te dra en te ervaar. Ons is nie te ver weg nie. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Jy is nie gebroken nie. Jy is geroep om te skyn, al voel jy nie altyd so nie. Hemelse Vader, ek wil bid dat u lig en u liefde deur ons sal skyn. Laat u lig en u liefde ons werklik vreugde gee. Here, en dat ons maak nie saak hoe donker die wêreld raak nie. Ons sal vashou en sal toelaat dat die Heilige Gees die lig binne in ons aan die brand hou. Wees met ons vandag en hou ons vas in die hand en laat ons altyd weet hoe naby ons aan u is. Ons loof en eer en prys u naam. Amen.